Liewe broer en suster, ons kom by die laaste preek oor ons advent. Vanoggend, jy sal onthou, ons het begin deur te sê, Jesus Christus is die lig. Verlede week het hy die eis gestel dat ons moet lewe in die lig. En vanoggend kom die opdrag om lig te wees. Ek lees vir ons Jesaja hoofstuk 60 vers 1 tot en met vers 5. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Slaan jou oë rondom op en kyk, hulle almal kom bymekaar. Hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver en jou dogters word op die heup gedra. Dan sal jy dit sien en straal van vreugde en jou hart sal ontroer en verruim word, want die rykdom van die see gaan na jou toe oor, die skatte van die nasies kom na jou toe. Net tot sover ons geleesde gedeelte. En vanoggend die opdrag om lig te wees in die wêreld. Nou ons lese in die AP Kerk is lig in duisternis. En ek wil begin deur te vra, wie van u is werklik lig in duisternis? Jesaja begin sy profesie in hoofstuk 6 met 'n bevel. Hy sê, skyn en wees lig. Met ander woorde, die kerk van Jesus Christus moet die lig vir die wêreld wees. En dan weet ek, gaan u dadelik vir my vra, maar hoe kan ons dit wees? In die verband wil ek die aandag vestig op dit wat Jesaja in ons teksvers doen. Hy verbind hierdie opdrag ten nouste aan die belofte. Want daar staan, wees lig, want julle lig kom. U sien, Jesus Christus gee altyd eers voordat hy vra. Wees jy 'n lig, want julle lig kom. Dit is besonder veelzeggend dat die profeet belofte en eis so naby aan mekaar koppel. Daarmee wil hy ons leer dat alleen danksy die belofte kan ons 'n lig wees. Alleen danksy die belofte kan ons hierdie eis van Jesus Christus nakom. Die belofte is die basis, die fundament. Die belofte is die geheim van kerk se lig wees. Sonder die belofte sou die kerk glad nie 'n lig kon wees nie. Laat ek dit anders verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld wat dalk meer verstaanbaar is. Die kerk is nie self 'n son nie. Ons is eerder 'n spieël. Nou weet u, 'n spieël produseer of genereer nie self lig nie. 'n Spieël weerkaats alleen die lig van die son wat na hom toe kom. En dit is presies wat u moet doen in die wêreld. U moet die lig van die lewe, Jesus Christus, weerkaats aan almal wat u pad kruis. Ek bedoel maar net, u moet vertel van Christus. U moet hom, die lig van die lewe, verkondig. Ek kan dit dalk nog anders stel, u moet die belofte gaan uitdra aan hulle vir in wie daar 'n behoefte is. U moet vir almal vertel. U moet vir ander sê dat die lig van die wêreld gekom het, dat Jesus Christus in die vlees verskyn het, dat hy gebore is om die duisternis van God se oordeel weg te neem. As u hierdie belofte aan ander voorhou, dan is u 'n lig vir die wêreld. Dan skyn u in die donker. Dan is u lig in duisternis. Dan kom u die eis van die Here Jesus Christus in Jesaja 60 vers 1 na. Maar nou kom die tweede vraag. Waarom moet ons ligte wees? Natuurlik, omdat God dit van ons verwag. Hy vra dit, en omdat ons 'n verantwoordelikheid het ten opsigte van die wêreld rondom ons en die omgewing waarin God u en my geplaas het. En hoe sien daardie wêreld daaruit? Hoe lyk daardie wêreld? Dit laat die profeet ons sien, want in vers 2 kom die groot kontras tussen die kerk en die wêreld na vore. Duisternis oordek die aarde en donkerheid die volke.
teenstelling daarmee het die kerk die lig. Die wêreld lê onder die duisternis van die sonde en onder die donkerheid van die toorn van God. Maar ook het u die lig van verlossing. God het u ryk gemaak sodat u ander kan gaan ryk maak. God het u verlig sodat u ander kan verlig. 'n Mens steek nie 'n lamp op en sit dit oor die maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is, sê Matteus 5:15 vir ons. Dit beteken mos, u moet aan die wêreld verlore in hulle skuld die evangelie gaan verkondig. U moet hulle vertel van Jesus Christus wat gekom het om vir ons te kom betaal. U moet aan die wêreld vasgevang in die mag van die sonde, aan 'n wêreld wat verwoes word deur haat en twis en korrupsie vertel dat net Jesus Christus kan verlos van daardie duisternis. Kersfees is 'n fees van lig, want ons oordink die koms van die ewige lig, Jesus Christus. Maar Kersfees is nie alleen fees van die groot lig nie, daar is ook die fees van die ligte, en u en ek is daardie ligte. Ons moet in 'n donker wêreld gaan lig gee. Ons moet as die glans van Christus se verlossingswerk in 'n spieël gaan weerkaats na die omgewing rondom ons. U en ek moet Jesus Christus gaan uitleef. Ons moet nie net praat nie, ons moet ook doen dit wat hy van ons vra. Is u en ek gereed om dit te doen? Meer nog, is u en ek bereid om dit te doen? Om hierdie fees van die lig werklik lig te maak in 'n donker wêreld. U weet, daar is so baie daar buite wat dalk van Jesus Christus gehoor het, maar alweer vergeet het. Ons het 'n kerk gebou wat vele mense kan vat en ons sit nie 'n derde vol nie, omdat mense vergeet het van die fees van die lig, vergeet het dat Jesus Christus gebore is, mens geword het, om aan 'n kruis te gaan sterf, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. As dit die opoffering is, wat Jesus Christus bereid was om te maak, wat God sy seun gestuur het, om vir ons aan 'n kruis te hang, is daardie opoffering te veel gevra van u en van my, om hierdie lig te gaan wees daar buite, om dit aan die wêreld te gaan uitdra? Liewe broer en suster, ek wil afsluit met daardie gedagte. Meet die opoffering wat jy moet doen aan die opoffering van die kruis. En as dit minder is, wees dankbaar dat jy nie aan 'n kruis moet hang nie, maar gaan vertel, gaan praat, gaan wees die lig vir mense in 'n donker wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons word stil in diepe afhanklikheid, in groot dankbaarheid, dat u seun Jesus Christus gestuur het na die wêreld om mens te word, om ons sondes op hom te dra, dat hy gebore is met die wete dat hy gekruisig gaan word. Here, hoeveel van ons sou bereid wees om daardie pad te loop? Hoeveel van ons sou bereid wees om vir hulle wat vol sonde is, wat ons nie eers ken nie, aan 'n kruis te gaan hang tot die dood toe? Daarom pleit ons vanoggend dat u deur die werking van die Heilige Gees elkeen van ons se harte, maar ook ons denke sal vernuwe. Dat daardie ou klein opofferingkies in verhouding met wat u bereid was om te doen met u seun, amper niks seggend is nie, en dat ons daardie opoffering sal meet aan die kruis. Want dan sal ons lig in hierdie wêreld wees. Dan is daar geen rede hoekom ons nie u spieël kan wees in hierdie wêreld nie. Dankie vir u genade en vir die liefde vir nog 'n jaar wat u aan ons lewens toegevoeg het. Ek wil elkeen in ons gemeente vanoggend aan u kom opdra, oud en jong, groot en klein. Here, u ken elkeen se bekommernisse, u ken elkeen se vreugde. Bring uitkoms, Here, soos wat u dit in die groot raadsplan gewil het, aan elkeen. Skenk u genade, dat ons lig kan wees in 'n duister wêreld. Ons bid dit
In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.